Hallo vriende, baie welkom aan elke een van julle hierso in die erediens vanoggend. Ons wil ook vir die van julle wat besoekers is, wil ons ook sê baie welkom hierso by ons. Geniet die kuier. Ons wil hoor of daar nuwe intrekkers of nuwe lidmate is, as julle net julle hande vir ons kan opsteek. Daarso sien ek en daarso sien ek. Baie welkom aan julle. Bram en Janet. Julle is oud nuwe lidmate, né? Baie welkom terug. Lekker dat julle weer hier by ons is. En ons sal net nou ons deel kookboekies uit. Ek weet nie of julle al kookboekie gekry het nie, so ons gaan vir julle gee net om sê baie welkom. En na die tyd asseblief rooi koppie vat en koffie drink sodat ons kan sien wie is die nuwe intrekker sodat ons lekker kan saam kuier saam met jou. Ons kykers wat op YouTube saam met ons kyk vanoggend ook baie welkom. En dan vanoggend spesiaal vir Dawie en vir Mary en hulle 2 dogters wat ons vanoggend gaan doop. Vir julle as gesin, steppietjie op, oupa en ouma het ek nou ontmoet, daar, en dis ouma groot daar, Susan. Ja, so baie welkom hierso by ons, al die oumas en oupa, baie welkom. Dis 'n baie spesiale dag, en ons voel bevoorreg dat ons dit saam met julle kan geniet. So ons gaan vanoggend bietjie oor hierdie tema praat, oor gesiene mense. Ons gaan ons bietjie verder daaroor gesels. Aan die begin van die erediens, vir die van julle wat nuut is, het ons 'n bewuswording moment, en dit is dood eenvoudig, omdat ons sê dis nogal 'n gejaag om reg te maak vir kerk, né? Ek weet nie wie van julle het spanning beleef nie. Daar's van julle wat vroeg klaar is en daar's van julle wat sê nee, want daar's nog baie tyd. Dan kom daar spanning. So dan is ons nie altyd gebruikersvriendelik wanneer ons in die erediens inkom nie. Want ons moenie laat wees nie. En dit maak dat ons net 'n tyd moet hê om te sê, hey, kom ons raak rustig. Kom ons raak bewus van die teenwoordigheid van die Here. Hy is hierso. Kom ons stel onsself oop vir sy teenwoordigheid. Openbaring 4, 'n besonderse toneel wat geskep word in die teenwoordigheid van die Here, rondom die troon van die Here. Die ouderlinge sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Kom ons haak net so 'n bietjie vas. Het jy vanoggend gesien? Het jy gesien hoe mooi oggend is dit? Het jy ietsiekie van die natuur beleef toe jy opgestaan het? Toe jy by jou voordeur uitgegaan het? U het alles geskep. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. So ons raak bewus van die Skepper God wat ook vir jou en vir my geskep het, en ons aanbid hom in hierdie oomblik. Ons erken U vanoggend as die Skepper God, die Almagtige. En is vir ons so 'n groot voorreg, groot stuk genade
om hier in u teenwoordigheid in 'n erediens te wees. Ons aanbid u, Vader, Seun en Heilige Gees. Vriende, ontvang dan vanoggend ook elke liewe een, ontvang die vrede van die Here, die Skepper God, wat ook die mag het om vrede vir ons te gee, wat alle verstand te bowe gaan. Ontvang dit dan ook vanoggend. Kom ons staan en dan loof ons die Here. This
is God alleen. Die is die skepper van die heelal. Die is magtig, die regeer, ons wil die naam vereer, want die is God alleen. Die is God alleen, die ken ons hart en die woorden sien. En al die plannen van die mens verander in die mens, want die is God alleen. Die is God alleen. Die is die Heer en ons mag op die troon. Laat hom op bely, dis die wat ons bevry. Want die is God alleen. Die is God alleen. Die is ons Heer tot in ewigheid. Die is ons hart se grootste wens, 'n toekomst vir die mens, want die is God alleen. Die is God alleen. Die is die Heer en ons mag op die troon. Laat hom bely, dis die wat ons bevry. Want die is God alleen. Die is God alleen. Die is die Heer en ons mag op die troon. Laat hom bely, dis die wat ons bevry. Want Daar is niks lekkerder as dit nie. Om die Here so te loof en prys. Dis 'n voorreg, regtig 'n voorreg. En regtig 'n voorreg dat ons 'n sanggroep het wat vir ons so begelei. Dankie daarvoor vir julle. Kinders, kom kuier by my. Dis 'n lekker oggend en ons moet hoor wie het verjaar. En die skole het aan die gang gekom. Sy. Lekker. So, wie van julle het moeilik opgestaan vir die skool? Dinsdag? Wees eerlik. Ja, is moeilik, né? Ja, ek wil nog 'n bietjie lê. Sê jou maar nee, staan op. Kom, maak reg. En daar begin die skool en daar gaan ons aan. Het julle al 'n bietjie sport gedoen? Wat het julle hierdie week? Het julle al sport gedoen? Hokkie. Julle ander? Ook hokkie. Hardloop. OK. So julle is aan die gang, né? Goed, kom ons kyk na ons verjaarsdag en julle moet vir ons help. In hierdie week wat verjaar het, kom ons hoor by julle eers, want julle is vir ons belangrik. Is al van julle wat verjaar het? Kalik, wat staan jy hier by my? Nog wat verjaar het? Nee,
Ons kyk net so, daar so. Ja, okay, goed. En van julle hierso in die kerk wat verjaar het, of gaan verjaar, ons doen dit nou maar 2 weke, want julle mis Louis, jy verjaar wat kom, Tini, jy het verjaar. Andrei, waar Andrei? Maar Andrei het sy sjokolade gekry. Maar nogtans baie geluk. En daarso ook. Hendrik, jy ook verjaar. Baie geluk aan julle almal. Wie? Waar? Hoe? Ivy. Ja, Ivy het verjaar. En jy het jou sjokolade ook gekry. Die mense, weet jy, hulle is so verslaaf aan sjokolade, hulle sê elke week verjaar. Dan sê baie geluk, staan jy hier so by ons. Kom, help julle gou, steek julle hande mooi op. En dan gaan gee julle vir ons ander mense daarso sjokolade, gaan julle vir ons help. Dankie. Dankie, steek mooi op. Doe daarso. En oom Louis daar agter, wie gaan vir oom Louis gee? Sis, gaan jy gou help daar. Oom Louis, waar jou hand? Daar, doe, daarso. Wow, daarso ook. Daarso ook. Voordat ons. Daar sy. Annie Louise. Nog aan. Nie gekry nie, net seker maak. Steek mooi op. Daar sy. Vriende, ja, baie geluk. Ons hoop julle gaan 'n mooi lewensjaar hê. Callie, jaar mooi gaan loop vir jou ook. Kom ons sing vir hulle. Veel geluk, liewe Maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en op baie jare spaar. Jep, jep, hoeré, nog 'n pip, hoeré. Daar sy. Is daar enige huweliksverdenkings? Herdenkings? Gewees? Daarso, hoeveel? Hoeveel? 21. 27. Okay, baie geluk. Mooi, beloof julle. Mooi. Goed, so vir oggend net so 'n bietjie aanskuif. Daar sy. Toe ek 'n kind was, ek het in die Vrystaat groot geword. So ons is nie gewoond aan groot water nie. So dan kom ons nou eenmal 'n jaar, kom ons, ook nie elke jaar nie, maar ek kan onthou van tye wat ons hier na die see toe gekom het, Suidkus toe. En dan was dit 'n groot ding in die kar gewees. Ek kan dit nie mooi onthou nie, maar ek wil my amper al verbeel, was net kort na Pietermaritzburg het ons al gesê, wie gaan eers die see sien? Dan kyk ons, totdat ons die see sien. Eerste ou wat ons gesien het, kry 'n roomhuis. Sodat ons uitgekyk daarvoor. Wie het eerste gesien? Dink so 'n bietjie, wie dink julle het julle eerste gesien in die wêreld? Die dokter. Ja. Ja. Het jy daaraan gedink? Dis wie jou eerste gesien het, né? En jou eerste pak slaap ook vir jou gegee het. Dat die longetjies kan oopkom en dat jy kan lekker skree en dat hulle sê, daar's ons babietjie, né? So stem julle saam. Die dokter het jou eerste gesien. Stem julle saam daarmee, is dit reg? Dis waar, maar dis nie heeltemal waar nie. God het jou eerste gesien. Wanneer het hy jou al gesien? Toe jy gebore is? Wanneer? My kind, jy moet 'n dominee word. Ja, toe ons al gemaak is, kyk net hierdie versie. Psalm 139. Lees wat staan daar, presies dit wat jy nou sê. Geen been van my was vir u verborge. Verborge beteken weggesteek. Toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie,
toe ek aan mekaar geweef is, diep in my mamma se moederskoot, het U my al gesien toe ek nog ongebore was. Dink net so 'n bietjie daaraan, die Here het jou geken, die Here het van jou geweet, hy het jou raak gesien, toe jy nog nie eers gebore was nie. Dis nogal spesiaal, né? Vanoggend moet jy dit mooi hoor, die Here het jou gesien, hy het jou heel eerste gesien, toe jy nog 'n babatjie was in mamma se maag, het hy jou al gesien. So, nou het ek 'n lekker ander ding wat ek vanoggend hier met ons wil doen, is ons lewe is vol dinge wat nie lekker is, sonde, né? Ons is lelik met mekaar, ons sukkel om mekaar lief te hê, ons sukkel om gehoorsaam te wees. Sukkel julle ook daarmee? Ja? Ons sukkel partykeer, ons is nie altyd sulke goeie mense nie, so dis sonde. So as ons so as mense partykeer so met hulle bril opsit en na my kyk, sê ja, nee, as ek self na myself kyk, sê ek is 'n stout kind, né? Hoe dink julle, hoe kyk die Here na ons? Hy kyk na ons harte en hy kyk met 'n baie spesifieke bril. Hy kyk na ons deur die bril van Jesus Christus. Nou, hier's nou waar my triek inkom. Kom kry vir julle hierso sulke rooi goedjies, deel gou uit. Deel gou uit. Ek hoop ek gaan genoeg hê. As daar nie genoeg is nie, moet jy deel. Daar sy. Deel daarso. Daar sy Kali. Daarso. Jy het almal enetjie. As jy nie enetjie het nie, dan deel jy dit. Nou wat ek wil hê wat jy nou moet doen is, sit daai, het jy nie een in my bekkie, sal jy deel met sussie. Nou wat ek wil hê is, kyk deur daai rooi dingetjie en dan kyk jy daarso. Kyk eers so, wat sien jy daar? Jy sien 'n bril. Sien jy daar staan sonde? Haal af. Sien jy daar staan sonde? Sien julle dit? Sit die bril op. Wat sien jy? Net 'n bril. Magic. Sien julle dit? Sien julle die sonde is weggevat? En dit beteken eintlik net dat die Here ons skoon gemaak het. Soos wat mense bril moet skoon maak. Wat? Sien jy nou die stuk onder? Ja, so as al wat jy nou, kyk nou, en dan sien jy, al wat jy sien is 'n skoon bril, en daar staan skoon gemaak. En so sê die Here oor elke een van ons se lewe, jy is skoon gemaak. Alright, so ons gaan vanoggend ons doop. 2 van ons maatjies gaan gedoop word, en hulle mamma gaan gedoop word. Hulle gesin, dis baie spesiaal vir ons vanoggend. En die doop, as jy aan die doop dink, die doop is soos hierdie filtertjie wat ek voor my oë sit, hierdie rooi filtertjie, en dan sien ek net, ek is skoon gewas, die Here het my lief, ek sien nie sonde nie. As julle dit onthou, kyk weer, daai sonde kom nie, sien jy? Sien dit nie, as jy die rooi filtertjie op het. Goed, kom ons maak reg, ek gaan Dawie en Mary vir julle vra, maar dis kan die aanlei dat julle ook vir ons vorentoe kom, terwyl ons daai liedjie sing. Is my anker, my vast
Dawie, Mary, kom staan julle so hierdie kant by my. Daar's hy. So ons gaan vanoggend gaan ons vir Mary ook doop as volwassene, as mamma van hierdie 2 kinders. So die eerste vraag wat ek vir julle 2 vra, Dawie, Mary, kan julle getuig van die God wat ons eerste gesien het, wat ons nou hiervan gepraat het, wat ons eerste sien, en sy liefde, sien liefde in Christus beteken vir ons alles. Kan julle daarvan getuig dat dit waar is, ook van julle lewe? Ja. Dawie, ek wil vir jou sê, jy sit jou hand hierso in. Dis, jy is as baba gedoop, dis die herinnering daarvan. Jy bevestig vanoggend weer dat God jou eerste raak gesien het en dat hy vir jou lief het. Mary, as jy vir ons nader kan staan, dis vir ons so spesiaal om jou vanoggend hierso te doop, as mamma te bevestig. Mary, ek doop vir jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En nou gaan ons bietjie verder aan. Ons as ouers, julle as ouers, glo julle in die Here wat ons kinders eers sien, liefhet en vashou. Nog voordat julle geweet het van hulle, het die Here al geweet van hulle. In die tweede plek, ons as ouers aanvaar die Bybel as woord van God, wat ons vertel van God, wat ons eerste sien en liefhet. Aanvaar julle dit? Ek vra dat julle die Bybel vir ons daarso oopmaak, met hierdie getuienis wat julle dan maak. En Dawie, sal jy sommer vir ons die Christuskers ook aansteek? Hy. En dat julle as gesin eintlik julle self toewy vanoggend aan die Here. Sê Here, ons wil die pad saam met U stap omdat U ons eerste gesien het. Die teksvers wat julle vir julle kinders gegee het, terwyl ons dan nou by die Bybel is, Riska, Dianey, mamma en pappa sê, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak waar mot en roes het verdeel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie, waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons as ouers beloof om ons lewe in te rig soos mense wat gedring word deur die liefde van Christus. Bely julle dit ook vanoggend. Vandag sê mamma en pappa, vandag gee ons julle ons skat aan die Here terug. Ons besef dat niks van hierdie wêreld saam met ons kan gaan as ons eendag huis toe gaan nie, behalwe die mense vir wie ons lief is. Ons grootste lewensdoel as julle ouers is om julle hande vas te hou op die pad na Jesus, sodat ons eendag almal saam as gesin in die hemel kan wees. Staan julle nader vir ons, dan gaan ons julle nou doop. Riska, ek gaan met jou begin. Riska, ek doop vir jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Ja, nee? Hy kyfie. Ja, nee, ek doop vir jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, daar is hulle 2. Ek wil vra dat julle staan as gemeente en dat julle ook hierdie belofte aflê. So kom ons staan en ons beloof dit aan hierdie gesin. Ons as gemeente beloof om julle as gesin te dra in liefde en omgee, om in te tree vir julle in gebed, om saam met julle te getuig van God se sien in ons lewe. Dis ons verbintenis aan julle as gemeente. Kom ons sing daardie tweede vers van my enigste troos.
was. Dawie en Mary, julle kan julle die doopkers vir ons aansteek. Net so kry. Daar sy as 'n teken daarvan. Van julle 3. Daar sy. Goed. Ek wil hoor wie van julle wil vir ons help. Ons wil nou vir julle elkeen 'n Bybeltjie gee. So, Elrie, sal jy kom help? En wie nog? Wie van die manne nog? En nog een? Kom. Wie, wat is een gaan nog vir ons help? Kom help vir ons. Dit is vir Tannie Mary. Dit is haar Bybeltjie. Mary, daar is jou Bybeltjie. Mariska, daar is vir Mariska. Die vir baie geluk. En vir Dianay. Daar sy. Dankie Here vir sulke groot genade, né? En dat ons kan deel wees daarvan. 'n Doop is nooit net die persone wat hier voor is se doop nie. 'n Doop is altyd weer my doop ook. Waar die Here ook weer vir my herinner hoe groot sy liefde vir my is. Mag dit ook vir elke een van julle so wees dat jy vanoggend net weer opnuut bewus is van God wat ons eerste raak sien. Dankie julle, hoor. Ek dink die kindertjies, julle gaan nou 'n bietjie by mekaar kom. Ek dink daar's iets lekker wat julle gaan doen. So julle kan uitbeweeg. Die tannies wag vir julle daar. Daar sy. Vriende, ons gaan saam gesels oor gesiene mense. Nou, as jy daai woord, ek sal amper graag wil hoor, as jy gesiene mense, as jy daai term hoor, dan sal ek nogal wil hoor, wat spring in jou kop op? Want dit is 'n term waarmee mense baie keer groot geword het, né? In die samelewing, as daar nou gepraat word van gesiene mense. En dan is dit gewoonlik 'n term gewees vir iemand wat baie geleerd is, of iemand wat 'n hoë posisie elders beklee, of iemand wat baie ryk is, wat baie aansien het in die gemeenskap. Ek het nogal by myself, toe ek hieroor dink, toe ek gewonder, okay, nou, hoe lyk ongesiene mense? Julle weet waarvan ek praat, né? As ons praat van gesiene mense, as ons sê, nee, daai was 'n gesiene persoon in die samelewing gewees. Ons wil vanoggend so 'n bietjie daaroor saam dink. Die probleem met dit is dat ons almal gesien wil wees. Ons wil graag gesiene mense wees. Ons wil graag raak gesien word. Hier in die begin van die skepping sê die ou duiwel eintlik vir Eva, man, jy's 'n gesiene mens. Jy het nie nodig dat die Here jou raak sien nie. En daar ontstaan die probleme. Daar begin die gemors. Dat mense dink, maar ons moet gesiene wees. Ons moet aansien hê. Ons moet belangrik wees. Ons het nie die Here nodig nie. Dit kruip in op allerlei maniere in die samelewing, waar ons eintlik bietjie aandag soek, gesiene wil wees. En Jesus praat hieroor in Matteus 6, waar dit in die godsdiens insluit. Godsdiens is 'n groot ding, waar daar gesiene mense is. In die ou tyd was dit die dominee, die skoolhoof, en wat nog julle? Die dokter. Wat nog? Dit was die mense, né?
Godsdiens is 'n gevaarlike ding. Want godsdiens het die kiem in hom dat jy dink jy's 'n gesiene mens. Dat jy graag raak gesien word deur ander mense. En daarom praat Jesus hier in Matteus 6, hoor wat sê hy. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie. Kan ek hier net vashak? Ons lewens is so in die openbaar. En jy weet waarvan ek praat, op sosiale media. Party ouens sê as hulle gaan tande borsel. Dis regtig so in die openbaar. Dis die samelewing waarin ons bly. In die openbaar nakom om deur mense gesien te word. Want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. Verder, as julle bid, nou praat hy oor bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. In my verbeelding sien ek hierdie ou wat bid, maar sy een oogie is oop, terwyl hy nou rondkyk, nou wie sien my terwyl ek bid? Rond te staan en te bid, sodat mense jou kan raak sien. Vreemd. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien. Hoor so 'n bietjie hierdie woordspeling met sien, wat jy nie kan sien. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Daar is iemand wat jou sien, jy hoef nie te sien nie. Vers 19, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel nie en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie, waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou hier aan die kus weet ons van mot en roes en ons weet van steel ook. Nee. So dit klink nogal asof dit hier in ons omgewing is. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê, maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Hoor 'n bietjie wat sê die boodskapvertaling. Hy sê hom op 'n baie kreatiewe, interessante manier. Hou op om van die oggend tot die aand agter geld aan te hardloop. Niks hou hier vir altyd nie. Diewe breek oral in en steel. Motte en goggas vreet alles op. En ouderdom laat dinge vergaan. Dit weet jy en ek ook, né, wat grys is. Maak eerder vir julle 'n bankrekening daar by God in die hemel oop. Geen dief kan ooit daar inbreek om iets te probeer steel nie. Die dinge waarmee jy jou van vroeg tot laat besig hou, sê wat die belangrikste in jou lewe is. Hier moet ons nou stadig gaan. Jou lewe wys waar jy jou rekening oopgemaak het. As jy hemelse skatte wil opgaar, sorg dan dat jy jou oë deur die Here laat instel, sodat jy op die regte manier daarmee kan kyk. Jou oë is soos 'n lig. As jy op die regte manier daarmee kyk, maak dit alles in jou lewe helder. Dis 'n mooi vertaling, né? Maar dit weet nie van jou nie, maar dit roer my, dit maak my 'n bietjie ongemaklik ook, want hier's baie duidelik word hier dinge gesê waaraan ek moet aandag gee. Die dinge waarmee jy van vroeg tot laat besig hou, sê wat die belangrikste in jou lewe is. Wys waar jy jou rekening oopgemaak het. Gesiene mense. Ons hou daarvan om gesien te wees. En daar's maniere wat ons aangeleer het, wat ons kan doen, sodat ons gesiene mense kan wees. Soos ons werk, soos die geld wat ons verdien, soos ons sosiale status. Dit help vir ons dat ons gesiene mense kan wees. Die probleem daarmee is nie die geld en nie die werk en nie die status nie. Die probleem is dat dit my mikpunt raak in die lewe. Ek wil raak gesien word.
Ek wil erkenning hê. Dis die probleem. Dit maak dat ons gesiene mense wil wees. Hierdie gat wat binne in my is, wat ek probeer vul met 'n klomp goed in die lewe, waar ek met daai ding van, dis waar ek my rekening oopmaak. Dis wat vir my sin gee in my lewe. Vriende, en ons kan 'n hele lys daarvan optrek, en 'n mens moet mooi gaan dink daaroor. Dit kan my kinders wees, en ek weet, as ek dit sê, staan ek heel voor in die ry van hoe belangrik my kinders vir my is. En ons gooi al ons energie daaraan. Al ons energie daaraan dat ons kinders suksesvol sal wees. Dat ons kinders sal presteer. Dit wil elke liewe ouer hê. Ek dink net die balans, dit raak uit balans uit waar dit die ding raak wat my gesien en my kinders gesien maak. Dis waar die goeters uit balans uitraak. En noem nou maar enige iets nou. Ek het nou gesê, 'n mens se werk, die huis waarin ek bly, die kar wat ek ry. Waar dit my mikpunt raak. En dit gaan nie net oor ryk mense nie, hoor. Arme mense kan net so 'n probleem met geld hê. Dit kan net so 'n groot dryfkrag in hulle lewe wees om, weet jy wat, ek wil net uit hierdie armoede uitkom. En dit raak jou mikpunt om gesiene te wees. Jy en ek weet, dit maak nie die gat vol, die onrustigheid wat hier binne in my hart is nie. Gesiene mense, soos jy en ek, het altyd 'n onrustigheid oor wie sien my raak en wie sien my nie raak nie. Waar kry ek erkenning en waar kry ek nie erkenning nie. Daar's altyd 'n onrustigheid hier binne in my hart. Dis jy en ek, gesiene mense. Totdat jy en ek ontdek, en dit is waaroor Jesus hierso praat, die ware gesien. Dat jy en ek ontdek, maar ons is gesien deur die Here. Hy het my gesien nog voordat ek gebore is. Hy sien my raak deur sy seun Jesus Christus. Hy sien my raak en hy sê vir my, niks sal vir jou kan skei van my liefde vir jou nie. Niks nie. Hy sien my raak waar ek nog probeer gesiene wil wees en sê vir my, hey, jy het nie dit nodig nie. Ek sien jou raak. Dis al wat nodig is. Daar waar jy en ek besef, hy sien my raak. Nie oor wat ek gedoen het nie, maar oor wie hy is en hoe lief hy my het. Daar in my binnekamer, sê Jesus, waar ek bid, en niemand sien dit nie, en ek sien ook niks nie. Maar daar's iemand wat my sien. Ek word gesien. Daar verander dit my lewe. Vriende, en die Heilige Gees moet vir ons konstant hieraan herinner, dat die ware gesien is dit wat ek nodig het in die lewe, dat God my raak sien as sy kind. En dan verander dit my lewe van gesiene mense na mense wat sien, na mense wat raak sien rondom my, wat God se werk raak sien, wat eer gee aan die Here, wat dankbaar lewe, wat vir elke klein dingetjie sê, Here, dankie daarvoor. Dankie dat ek 'n dak oor my kop het. Dankie, Here, dat daar water uit die kraan uitkom wanneer ek hom oopdraai. As ons so op die televisie kyk, ouens wat vir maande sonder water sit, dink jy, Vaderland, ons vat 'n klomp goed net as vanselfsprekend. Vat so 'n bietjie 'n koue stort en dan sê jy vir die volgende stort, dankie Here vir 'n warm stort. Ons vat dit so as vanselfsprekend. Ons sit aan by die tafel met nog 'n bord kos. En ons doen die tafelgebed sonder dat ons gedagte enigsins daarby is. Want ek wil net wegval en eet. Dankie Here, stadig. Dankie Here. U sien ons raak. U sorg vir ons. Ek sien dit raak.
van mense, van gesiene mense na mense wat sien, ook die hartseer rondom my, ook die gebrokenheid rondom my, van mense wat sien, waar kan ek omgee, waar kan ek bid, waar kan ek tot hulp wees. Gaan nie meer oor my nie, gaan nie meer oor die erkenning wat ek kry nie, want ek het geskuif van 'n gesiene mens na iemand wat raak sien rondom my. Johannes 9 sê Jesus die volgende: Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie, kan sien. En die wat sien, kan blind word. Die wat nie sien nie, wat voel ek is nie waardig nie, dat hulle kan hoor, jy is waardig, jy is 'n kind van God. Die wat gesiene wil wees, moet blind raak en erken en besef, dit gaan nie oor my nie. Sal die Here ons help? Ek dink dit bly 'n lewenslange stryd om te beweeg van 'n gesiene mens na iemand wat gesien word deur die Here. En as ek môre, as my ego weer in die pad wil kom, dat ek gesiene wil wees, as ek soek na erkenning, dat die Heilige Gees my sê, ontspan, jy hoef nie, ek sien raak, dis al wat jy nodig het, jy hoef nie gesiene te wees nie, wees 'n mens wat gesien word. Mag die Here vir ons daarmee help. Ek gaan vir die sanggroep vra, dat julle vir ons na vore kom, dan gaan ons hierdie lied sing. Hierdie lied vra ons vir die Here. Here, ons weet nie lekker hoe om te loop in hierdie lewe nie. Ons hou van gesiene wees, ons bely dit voor U. Help vir ons dat ons so sal leef met 'n getuienis dat U ons eerste gesien het. Sal U saam met ons gaan, sal U ons vrede gee, wees ons goedgesind, maak U wil bekend, sal U ons kom ontmoet, maak U met ons dra, soos 'n wat ons wil doen, dat
So vriende, sommer net oor hierdie kwartaal se tema ook. As jy kyk daar op die bord, as jy dalk uitstap ook, tree van genesing. Dis waarby ons wil stil staan in hierdie derde kwartaal. Ons het nou in die tweede kwartaal baie gepraat oor om 'n tuiste te skep, 'n geestelike tuiste te skep, hoe die Here ons wil gebruik daarmee. In hierdie derde kwartaal, om mense te wees wat sien, wat seer sien, en om die genesing van God te bedien aan mense wat seer het. So hierdie derde kwartaal tree van genesing saam met die lewende Here. Die Here wil elke een van ons gebruik op sy manier om genesing te gee daar in my leefwêreld, maar ook hierso in ons gemeente. In ons aanbidding vanoggend dink ons steeds aan Sophie en aan Lorraine en aan Raymond en Heinrich. Ons dink nog steeds aan Ronel ook wat in die genesingsproses is. Dat ons vir hulle in ons gebede sal opdra. Ons het op 'n Woensdag aand by ons omgeegroep het ons ook daarop gepraat. Ons wil 'n omgeegroep wees wat in gebed intree vir ons gemeente en vir die mense in ons gebed. En sommer op daai punt, jy's welkom op 'n Woensdag aand 6:30 by ons in te skakel. Langtermyn siekes, daar is al die name daarso. Ek wil vir oom Marius vanoggend uitlig. Marius Jansen van Rensburg. Oom Marius is nou al 97. Dit gaan nie goed met hom nie. Tannie Antoinette versorg vir hom so goed sy kan. Maar as ons besonder ook aan hulle vir hulle kan intree, al die ander name daarso, ons onthou vir julle, Bernie, ons onthou vir jou ook wat in 'n proses is. Mag die Here vir julle almal vashou in hierdie dae. So kom ons maak nou gebruik daarvan om op hierdie oomblik in te tree. Is daar 'n persoon wat jy graag wil hê dat ons op hierdie oomblik voor moet intree? Dat ons nie net sommer net wegval nie. Kom ons bid saam. Here, om met U te praat is die grootste voorreg vir ons in die lewe. En om met U te praat oor mede-boeties en sissies is net so 'n groot voorreg. So hier's mede-broers en susters wat sukkel met hulle gesondheid, wat 'n uitdaging het met gesondheid. Here, soms voel ons bietjie moedeloos van ons kant af. Ons wil so graag dinge net regmaak, dat dinge net weer goed sal gaan. En dan kan ons dit nie doen nie, ons kry dit nie reg nie, en ek bely dit vir U, mens voel partykeer regtig 'n bietjie moedeloos. Met ons moedeloosheid kom ons vanoggend na U toe, U wat die Almagtige is. En ons plaas ons wil absoluut ondergeskik aan U wil. Ons erken en bely vanoggend aan U behoort al die krag en die mag. Ons bely dat U wil volmaak is. Ons bely dat U liefde sterker is as enige siekte, enige uitdaging in die lewe. En wanneer ons dit weer vanoggend besef, dan kom rus die vrede wat alle verstand te bowe gaan in ons harte. Dankie dat U ons raak sien, dat U elke naam op hierdie gebedslys raak sien, dat U elke familie raak sien. Dankie daarvoor, Here. Aan U al die eer en die lof en die aanbidding. In Jesus naam bid ons dit. Amen. So 'n paar afkondigings. Ons beweeg nou baie nader na ons golfdag toe. Dian, ek weet nie of jy iets wil sê nie. Uitby, kom en gesels gou-gou. Sommige met Bobby se mikrofoon praat. Want ons kom nou redelik nader daaraan. Môre almal.
Hoor julle my? Ek wil net sê, ons golfdag, ons het al baie belangstelling, so dis baie lekker. En daar is, die wat nie speel nie, daar is plek vir julle om saam met ons te kom eet die aand. So dit is R200 vir 'n volwassene en R100 vir 'n laerskoolkind. Help my asseblief as ek verkeerd is, die wat saam gereël het. Ja. En ons soek vir pryse ook en veilingsitems. So as iemand vir Eben Etzebeth ken of iets wat 'n wynbottel kan teken of enige iets, sal ons dit baie waardeer as julle dit vir ons kan skenk of dat ons nou by julle koop op 'n goedkoper prys en dan kan ons dit opveil nou die aand vir fondse. So baie dankie. Ja. Jy mag jou vrou bring vir die veiling. Goed, so ons sien baie uit daarna, die 20ste Augustus. En julle hoor nou, dit hoef nie net golfers te wees nie, ons kan na die tyd kan ons lekker saam met hulle kuier daar by Simbiti. En dan die 21ste. So julle het nou op ons videoetjie gesien, ons vat die dae so. Ons Augustus is volgepak. Jy moet vasgordel. Dit gaan 'n rowwe maand wees. So 'n dag na die golfdag is die 21ste, dan is Joshua na die reën hierso. Julle gaan luister tog na sy musiek. Dit is die mooiste musiek wat geskryf word. En dis regtig 'n voorreg dat ons hom saam met sy volledige orkes hierso het. Hy kom nie met backtracks in goeters nie. Hy's hier saam met sy orkes en dit gebeur nie elke dag nie. Die 21ste, daardie Vrydag, R200 per kaartjie daar, 'n piknikstyl, barnyard-styl. Ons gee vir jou 'n tafel en jy kom kuier saam met jou pelle. Dan die 29ste, François Boysie, daai Saterdag vir die dames. Gaan kyk so 'n bietjie na sy videoetjies ook. Hy's nogal 'n snaakse ou, baie humoristies. Ek weet hulle gaan sommer baie lekker lag, maar nie net lag nie, dis 'n diep ou ook. So dit gaan 'n baie lekker geleentheid wees. Na die tyd is daar kaartjies beskikbaar of hoe maak julle liewe nie? Na die tyd daarso by die ingang, sal julle sien die borde daar, so kry vir julle. Stap in styl is die tema. So ek gaan nie daar werk met my vellies nie. Die 3de September is Jannie de Tooy met die Ramkiki. Die van julle wat vir Jannie ken, sal ook weet dit is kwaliteit Afrikaanse musiek, regtig. En hy bring sy eie begeleier ook saam, nie backtracks nie. Lewendige musiek. Jannie wat homself begelei op gitaar en sy wat op met klavier. Dit gaan 'n meer tipe van 'n huiskonsert wees, meer intiem dalk. Kry vir jou 'n kaartjie en wat nou by daai R100 ingesluit is sop en sherry. Maar jy moet nou asseblief nie die aand kom om die sherry op te maak vir daai R100 nie. Jy gaan een helping kry. En dan, dis 'n donderdag aand, en dan gaan ons lekker luister na Jannie ook. Ek is ook weer eens, is sulke klas Afrikaanse musiek, sulke mooi beskrywende Afrikaanse musiek. Ons sal regtig vir julle uitnooi, dit is dan die 3de September. Jy mag jou eie sherry saambring. Dan sê jy net na die tyd Shanks. Goed, ons soek hande om te help met Ek dink ook die ander ding is net, dit is nie net vir die gemeente nie, né? So, Nee. Enigiemand Ja. in Belita wat sal hou van Joshua na die reën. Ja, dis regtig nie net dis vir die gemeenskap. Onthou, ons Afrikaanse groepietjie is nie groot hierso nie, maar ons is sterk. So jy moet in die groter Durban area moet jy vir die Afrikaanse ouens sê, hier's 'n ding. Kom asseblief. Ons sal die Engelse mense ook nog bietjie Afrikaans ook leer. Hulle kan ook kom. Ons soek helpende hande by die Koeksusters asseblief, wat op 'n Woensdag kom. Hulle eenmal 'n maand bymekaar. Kom sit jou naam op. Dis nie so ingewikkeld nie en wees deel van 'n bediening wat baie goed hardloop. Sê dankie vir Drien daar. Julle kan vir Drien of vir Leonie by die kerkkantoor skakel. Ons gewone goedjies, Dinsdae Bybelstudie, Woensdae omgee groep, Donderdae die manne wat bymekaar kom.
net weer by die omgee groep. Ek wil so regtig vir jou uitnooi. Dit is 'n sinvolle uur wat ons by mekaar is van omgee, voorbidding doen, mekaar vashou. Ons gaan so 'n bietjie begin om so 'n bietjie beter oor die Bybel ook met mekaar te praat. Ons wil vir jou uitnooi. 6:30 en 7:30 is ons klaar. Manne, om die woord 6:15 op 'n donderdagoggend en ek dink dit is dit. Na die tyd is daar vetkoeke, gevulde vetkoeke, daar het baie oorgebly. Is daar pannekoek ook nog oor? So kry, hulle gaan gereed staan daar so na die tyd, gaan kry vir jou asseblief. Reg. Vriende, en dan ons dankoffer. Ek wil nie net sommer dat ons daaroor hardloop nie. Ons gee dankoffer omdat ons besef die Here sien ons raak en die Here seën ons. Dis hoekom ons dankoffer gee. Dis nie net nog 'n itempie op die programmetjie van 'n erediens nie. So wanneer jy jou dankoffer gee vanoggend, sê jy dankie Here dat U my raak sien. Omgeefonds, by die deure gaan hulle gereed staan vir mense wat in nood is, onmiddellike nood is. Daar's hy. Dankie. Kaartmasjien, daar's 'n kaartmasjien ook beskikbaar. Daar staan Stef met hom. As jy met 'n kaart wil betaal, steek net jou hand op. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek koorlied vir U, o Here. Here, U is my lewe. Ek ken U veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede. As die storms om my woed vind U krag. En as ek val, is U by my. U het betaal en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek koorlied vir U, o Here. Uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my. U het betaal en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek koorlied vir U, o Heer. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek hoor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek hoor my lied vir U, o Heer. So ons boodskap vanoggend is, laat die Here jou oë instel, sodat jy en ek op die regte manier kan kyk. Van negativiteit na dankbaarheid, van hopeloosheid na liefde, van moegheid na 'n doel, na selfgesindreerd, na God se goedheid.
Kom ons staan en ontvang ons die seën van die Here. Paulus bid vir die gemeente van Efese en hy bid die volgende: Ek bid dat hy, dis die Here, julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Vers 19. Hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgewek is. Liewe vriende, ons is gesien, ons is geseënd, ons leef met die opstandingskrag van Jesus Christus. Amen.